Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Baie welkom by Vryspraak. Ek is Wikus Buys en Vryspraak gesels ons vanuit 'n Christelike hoek oor dinge wat ons vryheid raak. Vanaand gesels ons oor persvryheid. Ons gespreksgenoot hier in die ateljee is Dia van Staden, die redakteur van Koerania. Ons gaan hierdie tema oor 2 programme hanteer. Met die tweede been gaan Ansie Marits, 'n kenner oor propaganda, by ons aansluit en dan gaan ons bietjie meer oor die propaganda aspek van persvryheid praat. Baie welkom hier in die Vryspraak ateljee, Dia. Vertel vir ons so 'n bietjie net daarom wie is Dia en wat vind jy goed en gaaf in Orania voor ons nou afskop met ons geselsery. Baie dankie Wikus. Dia is mensgebonde. Ek dink as ek nie omring is deur mense nie, dan is dit vir my 'n armer dag. Ek het 'n lang geskiedenis met media, alle vorms van media, gedrukte media, elektroniese media, so dit is radio, televisie en gedrukte media. En wat vir my maar die kern bly binne daardie gebied is die mens, die humanitêre faktor wat dit vir my opwindend maak, omdat daar altyd nog 'n storie is om te kan vertel. En mag ek daardie doel met Koerania ook dan nou volvoer. Hier in Orania, so 3,5 jaar byna. So is al so lank. Ja, en so Desember het ons nou met Koerania afgeskop, maar dit is hier waar ek weer kom herontdek het hoe belangrik my taal is, hoe belangrik Afrikaans as 'n kommunikasiemedium is, hoe belangrik dit is om dit so suiwer as moontlik te besig, en dan natuurlik aan my mede-Oranier op 'n respekvolle manier oor te dra, maar ek het baie onlangs gevind dat ons so 'n geweldige verantwoordelikheid teenoor ons taal het, ook as ons in 'n gemeenskap buite Orania beweeg, want die nodige respek vir ons taal en ons kultuur dan nou, is daar nie buite nie, maar elkeen gaan maar verantwoordelik bly vir sy eie doel. Ja, baie dankie. Ek wil sommer vir ons gesels afskop met 'n stelling wat ek wil maak, dat gemeenskap, ons Afrikaanse gemeenskap of Afrikaner gemeenskap, vir ons was persvryheid nog eintlik altyd belangrik. Dit het 'n baie lang geskiedenis. 'n duidelike voorbeeld daarvan wil ek sommer gaan haal daarin 1854 by die grondwet van die voormalige Republiek van die Orania Vrystaat, artikel 61, ek het dit nou maar sommer vertaal uit die Hollands uit. Die artikel lui: die vryheid van die drukpers word gewaarborg mits binne die wet gebly word. Kan jy miskien vir ons bietjie skets, waar kom persvryheid vandaan? Soos ek genoem het, vir ons is Afrikaners is dit amptelik al meer as 'n eeu en 'n half vir ons belangrik. En wat is die waarde vir jou van persvryheid? As ek gaan kyk na wat die regering, die Suid-Afrikaanse regering sê van die vryheid van spraak, wat maar daarby aanhak, dan sien 'n mens dat daar soveel fasette is wat dit saambind, of wat dit veronderstel is, dink ek, om dit saam te bind. Hulle praat van die propaganda vir oorlog, daar mag nie aanhitsing tot geweld wees nie, mag die haat gegrond op ras of geslag of geloof of wees nie, jy mag niks sê wat tot die skade van iemand anders se reputasie lei nie, haatspraak, kinderbeskerming en dan daar publieke morele en oordeelkundige optrede, maar en dan nou nasionale veiligheid, wat ons nou wonder waar dit nog lê. Maar as ons praat van persvryheid, dan het sosiale media natuurlik heeltemal die appelkar kom omgooi, want elke persoon wat 'n sleutelbord het, dink dat hulle nou hulle eie stem kan laat hoor en dit gee hulle 'n vryheid, maar ons het daarom hier en daar al 'n hofsaak gesien waar mense
moes agterkom. So jy het net gepraat van suiwer Afrikaans, het jy nou al 'n goeie Afrikaans vir 'n keyboard warrior? Ja, 'n sleutelbord soldaat werk vir my goed. Goed, maar is dit vir jou onlangse verskynsel? Is dit 'n Amerikaanse ding? Is dit in die westerse geskiedenis gewortel? Ek verstaan die inligtingsrevolusie wat jy nou van gepraat het, ons sal net nou weer daarna toe terugkom, die sosiale media, maar jy sê breedweg, is dit nie 'n ding wat nou onlangs gekom het nie? Nee, dit is nie onlangs nie. Weet, as ek nou 1994 was ek by die Wes-Transvaal rekord en nou is dit stemtyd en nou moet 'n mens so baie plakate saamstel wat jy nou die propaganda moet bloot lê. En daar het ek so prakties kon beleef dat vryheid van pers dit bestaan, maar dis eintlik maar 'n mite wanneer dit kom by die geharde koerantmense, joernaliste. Kom ons breek die ding nou 'n bietjie kleiner op. Ek sien die invalshoek wat jy kom en sê, jy weet dit is wetlik vasgelê, die Suid-Afrikaanse regering het maar eintlik in daardie sin 'n westerse tendens gevolg. Maar jy noem dit nou 'n mite. Nou kom ons breek dit dan kleiner vrae op. Wat is nuus? Wat is nuuswaardig? En dan sê dan sommer wat dink jy of wat ag jy as fopnuus? Die Amerikaanse verkiesing is ook nou op die radar, so dis ook nou weer 'n woord wat ons kort hoor. Ja. Vir my nuuswaardig is iets wat 'n storie vertel waaraan jy die feite kan koppel. Dis nie iets wat in die lug hang en waar daar nie 'n kontakpunt of 'n kontakpersoon is wat jou kan wys na die rigting van die feite toe nie. So jy sê dit moet geverifieer word, dit moet nagegaan kan word. Dit moet absoluut nagegaan kan word. Daar moet meer as een persoon wees, want as dit een persoon is, dan bly dit 'n mening, dan gaan ons nie noodwendig kan sê dat dit 'n feit is nie. So dit is altyd lekker om seker te maak dat jou databasis van persone wat jy kan vertrou om geverifieerde inligting by te kry, lekker lank is. Goed. En fopnuus, is dit nou maar meer 'n opstel van karikature? Hoe ag jy dit? Daar is mense wat hulle lewe spandeer rondom fopnuus, want dit gee hulle 'n energie, dit maak hulle opgewonde om net nog iets uit te dink. Want daar's niks fout met as ons dit nou plaaslik moet hou, ons Suid-Afrikaners se verbeelding nie. Ons wil so graag goedgelowig wees. As daar 'n e-pos kom en dis van 'n bank af, dan en daar's 'n handelsmerk op die e-pos wat nou op jou skerm verskyn, dan dink jy dadelik dis nou van hierdie bank af. Maar intussen daardie verwysing terug na wat is die adres waar hierdie boodskap vandaan kom, is dieselfde vir enige ander media. Watter adres is dit wat jy na kyk, wat jy na luister? Jy moet kieskeurig wees wanneer dit kom by die kies van jou nuuskanaal of jou medium waar jy jou nuus kry, want anders gaan sensasie so 'n groot deel vorm. Hoeveel mense is daar wat deesdae sê, ek kyk nie televisie nie, ek luister nie nuus nie, want dit dien my nie. Dit is so 'n negatiewe spul en so vol korrupsie dat hulle nie daarna wil luister nie. Ek gaan net nou 'n bietjie weer vir jou 'n bietjie vra oor die kies jou nuus idee. Is nogal vir my interessante hoek wat jy vat. Ek wil eers vra, hier op Orania het ons bepaalde leefwyse gekies. Met ander woorde, ons wil sekere dinge nie doen nie en ons wil sekere dinge bepaal doen. Vanuit 'n gemeenskapshoek, wat basies beteken dat ons onsself nie as 'n klomp individue sien nie, maar dat daar 'n gemeenskaplike band by ons is. So ons probeer die individu se belang in balans bring met die gemeenskap se belang. As jy nou dit wat jy nou net gesê het van kies jou nuus, hoe sou jy dan 'n gemeenskapskoerant se plasing sien? Ek neem aan uit jou opmerking uit dat 'n mens moet waak vir sensasie aan die een kant. Wie kies die nuus? Met ander woorde, of bedoel jy 'n mens kies jou handelsmerk en dan moet daar geloofwaardigheid wees en dan lees jy maar dit wat daar staan. Hoe sien jy dit? Met ander woorde, wat is die basiese kenmerke van 'n gemeenskapskoerant of gemeenskapsnuus soos jy dit nou gestel het? Kies jou nuus.
Wikus, dis ek en jy wat gesels het so 'n paar maande terug oor wat is 'n beleid, wat is 'n redaksionele beleid, en om daar te gaan sit en 'n besluit te neem rondom hoe verpak ek hierdie gemeenskapskoerant. Want omdat ek nou baie lank in gemeenskapskoerante gewerk het, was dit vir my geweldig belangrik om te besef dat elke gemeenskap sy eie uniekhede het. As mense my skeef aankyk omdat ek nou 'n koerant begin het, toe ek nou by Aardklop in Potch was daar mense wat sê 'n koerant, maar die koerante is nou besig om 'n buitelandse koerant. Ja, 'n koerant is dit sterf nou uit, die ander maak toe. Hoekom maak jy oop? Ja. Dan wil baie geluk met die aflewering. Ek sien nou terwyl beeld nie meer afgelewer word nie, begin Koeranje afgelewer word. Dis so lekker. Ja, dit is lekker om die intekenaars al hoe meer te maak, maar die feit bly staan dat as jy inlig, as jy vermaak en as jy opvoed, is dit 'n geweldige verantwoordelikheid wat jy het. Ek moet jou sê, voor ek daardie stuurknoppie druk op saktyd, besef ek dat dit so 'n geweldige verantwoordelikheid teenoor my gemeenskap het. Want jy wil hê dat jou gemeenskap eienaarskap neem van hierdie produk. Jy bedoel dit moet hulle nuus wees. Of ons nuus dan, as ek jou reg hoor. Ja, dis nie 'n vreemdheid wat van iewers afkom en jy moet nou probeer sin maak van wat voor jou staan nie. Dit moet eie wees. Hulle moet verstaan dat dit werklik deel vorm van wie ons gemeenskap in sy uniekhede ook is. Kom ons vat hierdie punt nou nog 'n bietjie verder. Jy het net nou genoem dat persvryheid, of dan as ek jou reg verstaan, miskien onafhanklikheid eintlik bietjie 'n mite is, veral nou na die inligtingrevolusie van die 80s, dat inligting het so volop geword dat dit 'n voordeel is dat eintlik dit in 'n sekere sin amper nie beperk kan word nie. En aan die ander kant weer is dit in sulke groot bane gegooi dat die individualiteit amper baie keer daarmee verlore gaan. Kan 'n mens werklik in daai sin onafhanklik wees? Ek wil nie die woord noodwendig objektief gebruik nie, want jy sê jy wil vanuit 'n bepaalde, as ek jou reg hoor, sê 'n gemeenskapsinvalshoek hê, wat sy eie standaarde stel en sy eie vereistes bring. Maar kom ons vat nou die doodeenvoudige voorbeeld. Ons kan sien hoe Elon Musk gemaak het. Hy het die hele ding uitgekoop en vir die adverteerders gesê, julle kan maar gaan. Hoe speel mens nou daardie ding tussen finansiële belangegroepe wat nou nie net die gemeenskap is nie, maar die advertensiedeel of ek kan maar sê die kommersiële deel van hoe dink jy moet mens dit aanpak? Kan mens dit op 'n vertroue basis doen met mekaar? Hoe hanteer mens dit? En ons gaan net nou 'n bietjie daaroor praat oor as mens nou verskillende gemeenskap. Wat is die pers se rol daarin? 'n Groot verantwoordelikheid wat ek sommer vroeg besef het toe ek met een van die vroeër adverteerders ook gesels het in Orania. Daar was dadelik die vraag, gaan jy adverteerders van buite gebruik? My reaksie was rasioneel. As ek emosioneel antwoord, dan sê ek nee, dit gaan nie gebeur nie. As ek rasioneel antwoord en ek antwoord want besigheid is besigheid, dalk gaan daar dan adverteerders van buite wat kompetisie kan wees vir hierdie interne adverteerder kan wees. So daardie moontlikheid bestaan definitief. As ek moet besluit wat sluit ek in en wat sluit ek nie in nie. Jy weet, Beeld het heeltemal boedel oorgegee baie lankal en in hulle het eintlik 'n breuk gemaak met die Afrikaner gemeenskap in 'n sekere sin. Hulle het probeer herstel, maar ek dink nie hulle het uiteindelik nie. Dis nou die ding, weet nou kyk ek na hulle hoe hulle self bemark. As ons nou, want dis nou ons Afrikaanse medium andersins. Hulle is nou so besig met hulle 50 jaar boek wat hulle laat druk het, Beeld. Dat dit hulle fokus is. Hulle toer die land deur nou met bekendstelling van hierdie 50 jaar geskiedenis. Want ek glo hulle besef, hulle het nie baie om na uit te sien vorentoe nie, so hulle moet maar die geskiedenis vier. Ja. Nou, as mense les daaruit kan leer, as ek jou nou mooi hoor,
mens moet nie te ver van die gemeenskap af beweeg nie. Verstaan, met ander woorde, as mens dit nou op Orania toepas, dan beteken dit Orania se besondere, unieke gemeenskap, en as die koerant dan Orania koerant wil wees, moet dit die waardes en die drome in die basis van Orania verstaan en respekteer. Dit beteken nie dat daar nie gesprek mag wees. As ek jou reg hoor, kon nou nie woorde in jou mond sit nie. Nee, ek dink die waarde daarvan moet ook wees dat mense buite moet verstaan dat ons net 'n gewone gemeenskap is. Dat ons regtig 'n normale gemeenskap is. Miskien dalk teenoor die Suid-Afrikaanse abnormaliteit, eintlik die normaliteit hier loop. Dis reg. En dat hulle kan inkyk en sien, maar daar bly net gewone mense. Want mense sal vir my kommentaar gee soos, maar daar is dan baie arme mense daar. Dan vra ek, waar bly jy? Jy bly seker op die maan, want as daar nie arme mense is waar jy bly nie, dan is jy nie op aarde nie. Dan leef jy nie in die realiteit nie. Kom ons praat bietjie oor daai punt. Dit is 'n punt wat jy nou aanroer. Ek noem dit die verglansing van nuus. Dit is nou nie net altyd skakelblaadjies of iets nie, maar mense wil in 'n sekere sin jy weet altyd 'n goeie voet voorsit. Mense verstaan dit. Orania is in daai sin nie 'n skakelblaadjie nie. Met ander woorde, dis 'n kommersiële besigheid. Ja. Maar bepaald vanuit die gemeenskap uit, as ek jou reg hoor so ver. Maar nou is die vraag, hoe hanteer mens, van Wyk Lou het gepraat van die oop gesprek, hoe hanteer ons in die Orania gemeenskap? Ek dink daar's twee aspekte. Daar's Orania wat met homself praat, en dan is daar Orania wat met die buitekant praat, die Suid-Afrikaanse Afrikaanse gemeenskap, en dan natuurlik ook 'n internasionale kant wat of baie positief is of baie keer baie negatief is. Ja. Ek wil nie oor die tweede die internasionale een praat nie. Ek dink dit word maar op sy bepaalde manier hanteer, maar binne die Afrikaanse huishouding, hoe dink jy moet die oop gesprek in Orania gevoer word, en hoe moet die oop gesprek of die gesprek dan, jy het net nou gesê, ek dink jy het ook in 'n gesprek genoem, dit was miskien by jou onlangse uitreik na aardklop toe, dat 'n mens tog agterkom, maar daar's 'n snaakse kyk of 'n vreemde kyk, en terwyl ek beleef myself nie vreemd nie, en ek het nou eers normaliteit begin ontdek op Orania, en hoe dra mens daai punt oor? So kom ons breek dit so 'n bietjie op, die oop gesprek, as ons nou nie net altyd glansnuus wil hê nie, met ander woorde, die ouer tuis doen dit, en die sport dat, en die mooi stories, nee, die menslike kant van die storie, maar dink jy daar's 'n rol in as Oraniërs standpunt begin inneem, nie altyd saamstem oor goeders nie, wanneer is sensasie, wanneer is dit ondersoekende journalistiek, is daar plek daarvoor, wanneer verval mens nou eintlik in glansnuus, en jy spreek nie eintlik die dinge aan wat op die radar is nie. Kom ons hanteer dit eers, en dan Orania na buite toe. Goed. Ek dink in Orania het ons glansnuus al met harde werk 'n bietjie vervlou. En dis nie noodwendig reg nie, want as ek by iemand gaan sit om 'n onderhoud te voer met 'n pionier, dan tik ek maklik 7 bladsye binne 'n uur en 'n bietjie. Net van vertellinge van dit wat hulle beleef het in die laaste 33 jaar. Dit is fenominale inligting. Ek kan nie in 'n koerant in 800 woorde, wat reeds te lank is eintlik vir 'n onderhoud, alles sê wat hulle beleef het en hoe hulle dit beleef het nie. Dit is 'n boek werd, so ons werk nou aan 'n pioniersboek ook, maar die belangrikheid om daardie stories gedokumenteer te kry, is vir my van kardinale belang. Professor Jannie Rousseau het die hele navorsing gedoen oor Orania se naam en waar ons naam vandaan kom. En hy sê toe in gesprek wat ek met hom gehad het, hoe verskriklik moeilik dit was om al die inligtingstukke bymekaar te kry, want dit het oral gelê, maar ons het nie hier by ons
daardie inligting beskikbaar gehad nie. Hy moes in allerhande museums en argiewe moes hy gaan soek vir daai inligting. En eintlik is dit 'n skande. Ja, om daarmee te lansie te breek vir die pionierstydperk. Argiewe is altyd die eerste ding wat opkom nie. Maar ek is bly dat jy sê dat die mense daaraan aandag ook gee. Maar kom ons praat bietjie oor die publieke debat. Hoe vind jy dit? Dink jy die vryheid van pers of persvryheid in Orania sterk genoeg om dit te kan help? Wanneer word die krane toegedraai, wanneer word die krane oopgedraai, wanneer is daar net sensasie? Hoe dink jy moet ons dit hanteer teenoor die agtergrond van Wyk Louw se oop gesprek, dat 'n gemeenskap ook sinvol met homself kan praat, ook wanneer ons verskil? Hoe moet ons dit hanteer? As ek kyk na die uniekheid van Orania wat so gedurig uitgedaag word, in die pers, maar ook hier in ons eie strate, daag ons mekaar uit om te sien, is ons nou besig om 'n leuen te leef, is ons met dogma besig, is ons met feite besig, hanteer ons regtig die realiteite van dit wat om ons aangaan, maar ook in ons gemeenskap aangaan. Dan is dit geweldig interessant om met mense te gesels wat wye opinies het. Ons het mense wat al so gewoond geraak het aan sekere stellings binne Orania. Daardie goed wat ons elke dag met mekaar bespreek, wat ons elke dag vir mekaar sê, wat half deel word van jou DNS aan die einde van die dag, omdat jy weet, dit is waarvoor jy staan. Orania, dis eie arbeid, eie instellings, eie grond. Jy weet, ons het daardie woorde en daai verpakking is iets wat so deel word van ons, en dan is dit soms moeilik om dit oor te dra. Nou kry jy iemand wat nou net hulle verblyfreg doen. Hulle oriëntering het hulle voltooi, jy kan hulle sommer daar buite die deur kry, net as hulle uitstap. En jy begin 'n gesprek, en jy vra, wat is vir jou die belangrikste? Dit het nou al verskeie kere met my gebeur, waar ek dan nou vra, wat het jou getref? Dan praat hulle nog steeds van die vryheid. Hulle praat nog steeds van die veiligheid. Hulle praat nog steeds van my mense, ons mense. Nou as ons sê, ons is besig met ons mense en ons mense se boodskap, dit is tog nie 'n geuite, eenvoudige 3 sinne nie. Dis baie wyd, want ons het mense wat van buite af inkom, wat so 'n breë kennisveld het, dat wanneer ek gesprekke het, en ek wil nou dink, as ek nou dinge gaan met iemand gesels, en ek gaan 'n spesifieke onderhoud doen, oor 'n spesifieke tema, want hierdie persoon is mos nou 'n kenner op fabrieke, byvoorbeeld. Dan staan ek verstom om regtig te hoor, wat die hart ook is. Ons kan nie in Orania net op harde feite werk nie. Ons moet ook na die hart toe gaan, want daar is mense wat soveel deurleef het en beleef het, en om dit te kan oordra is 'n kuns, en dit maak dit ook nie vir my eenvoudig nie. Maar as ons binne Orania vir mekaar sê in openbare omgewing, dan beleef ek tans heeltemal te veel negatiewe gesprekke. Dis vir my baie belangrik dat ons die waardering behou, sonder om nou vreeslik poëties te wil raak daaroor, want ons deel nog steeds met realiteite. Maar as ek met mense praat, en lede van ons gemeenskap, en daar is 'n negatiewe belewenis, dan is my begeerte om te hoor hoekom, waar dit vandaan kom, wat is die kern daarvan, waar dit ontstaan. Is dit omdat jy nie luister nie, of is dit omdat jy nie genoeg praat nie? Ek dink jy maak 'n baie belangrike punt. Dis 'n punt wat die laaste paar maande eintlik herhaaldelik opgekom het. Ek gaan nou maar ons burgemeesteres aanhaal. Lila Strydom maak in haar eie woorde ook hierdie punt, en sy sê dat mense in die debatte, veral wanneer daar verskilpunte is, die gemeenskap se trauma, en dis eintlik wat ek jou hoor jy probeer sê, is met ander woorde, waar kom jy vandaan?
wat as jy sê wat sê hart agter die storie. Dit, en ek wil nie sê eers teenoor nie, maar in gesprek met die Urania ideaal, waarheen gaan ons? Hoe lyk die volle konsekwensies van eie arbeid? Hoe lyk die republiek waarheen ons gaan? Hoe moet die owerheid wees? So ek dink hierdie debat moet dalk en kan dalk in 'n volgende fase ingroei. Vir my is dit nogal duidelik dat die trauma kan hanteer moet word. Met ander woorde, ons luister in 'n sekere sin bietjie verby mekaar. Ons praat ook 'n bietjie verby mekaar, omdat daar groot stukke seerkry is wat nie altyd. Partykeer is dit Urania seerkry, maar dit is baie keer seerkry wat mense hiermee aangekom het. Dit is. En dat mens daai moet ruimte voormaak. So ek is bly dat jy dit ook noem, dat mens dit op die tafel sit. En dat mens dan ook weet dat mens daardie gesprek op die manier moet hanteer. Ek wil so 'n bietjie oorgaan na die volgende punt wat ons in die begin van die program aangekondig het, en dit is om spesifiek bietjie te dink oor die Christelike aspek in ons gesels rondom vryheid van spraak, en dan spesifiek hoe ons dit ook hier op Urania kan bedink en doen. Vryheid in die Bybel het natuurlik twee kante. Die een kant is om vry te wees van iets, en die ander kant is om vry te wees om iets te doen, en ek wil bietjie oor al twee aspekte iets sê. Waarvan is mens vry as jy vrye pers of vryheid van spraak op 'n Christelike basis moet hanteer? En dan is die Bybel baie duidelik daaroor, dis die leuen. Ek wil hier in die besonder die uitspraak van die Here Jesus in Johannes 8 vers 44 bietjie op tafel sit, net om die skerpheid van dit wat die Here Jesus sê, ook in hierdie debat na vore te bring. Die Here Jesus het op 'n kol vir die Jode gesê, ek lees van vers 42 af, en Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van die Vader uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. En dan veral nou hierdie woorde, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit homself, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Nou hier sê die Here Jesus eintlik iets verskrikliks belangriks vir ons op Urania, wat die mense weet, maar in hierdie gesprek oor persvryheid moet ons dit doelbewus bedink. Die eerste ding is dat alle leuns is direk die duiwel se werk. Met ander woorde, die hele mitetjie van klein leentjies of wit leentjies of minderwaardige waarhede of wat hoe mens dit ook al wil doen. Ons moet weer, en ek is bly dat 'n mens kan sê dat mens daardie punt wel op Urania hoor, dat dis nie net die feite waarvan jy gepraat het nie, maar dis ook die gesindheid om in verbintenis met Christus te lewe. Met ander woorde, en dis die tweede punt van wat waarheid is. Waarheid is om iets te mag doen, en dit is om die waarheid te mag praat. En dan baie belangrik, en ek dink dit gee vir my die ontknoping van wat persvryheid behels, is dat persvryheid beteken nie dit is die siening van die adverteerders, of die siening noodwendig selfs van die gemeenskap nie, of die siening van die dit of die dat of die watse groep of 'n instelling. Of 'n instelling, maak nou nie saak wie nie, nee. Maar dat die Here Jesus baie duidelik sê, ook in Johannes, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, die waarheid is 'n persoon. Ja. Jesus Christus self is die waarheid. En dit kan ons met groot dankbaarheid sê dat Urania, al het ons baie gebreke het ons wel die amptelike uitgangspunt dat ons Christelik wil wees. En as mens sê Christelik, dan sê jy Christus. Met ander woorde, dat mens ons in daardie sin dus aan die waarheid wil verbind. Met ander woorde, dis 'n strewe om weg van die leuen af te wees, en dan ook 'n begeerte om aan die waarheid Jesus Christus gebind te wees. Dit is 'n hoë opgawe, omdat dit oor God self gaan. Dit gaan nie nou maar net oor 16 uitsprake wat ek maak, of 'n paar stellings, of wat ook al nie. Dit gaan oor Jesus Christus as persoon en die volle omvang van sy werk. So as ons dus nou weer terugkeer, waarvan wil ons vry wees? Met ander woorde, Urania is 'n vryheidsdorp. Urania het 'n vryheidsstrewe, ons wil 'n vrye republiek word. Wat is die een groot ding wat ons vryheid
inperk of van ons steel of van ons wegneem, dis die leuen. Dis die leuen. Met ander woorde, of dit nou op 'n persoonlike vlak is, of dit op 'n groepsvlak is, of dit die Suid-Afrikanisme as ideologie is, maak nou nie saak watter, die kommunisme of die sosialisme of die individu, maak nou nie saak watter ideologie nie. Wanneer dit weg van God af is, wanneer daar 'n leuenagtigheid in sit, dan is dit 'n bedreiging vir ons vryheid. En dit moet ons konsekwent uitwys. Ja. So die woorde wat die Here Jesus sê dat die duiwel 'n mensemoordenaar is, moet ons dus nie ligtelik opvat nie. Enige leuen, of dit nou vertel word, gedink word, geskryf word, op die Facebook geplaas word, of wat ook al, is moorddadig. Dit is 'n baie ernstige ding om dit te besef, nee, dat mens nie ligtelik met leuns wil omgaan nie. Die meeste kere het ons, wanneer ons persoonlik 'n leuen oor ons eie lewe hoor, is dit vir ons verskriklik erg. Maar wanneer dit 'n leuen oor die skepingswerk van God is, of die dade van God, of ander mense, dan is dit vir ons nie so erg nie, en dit moet ons regstel. Leuen is leuen. Ja. Met ander woorde, dit wat die Here vir ons teenoor waarsku, is dat leuns mense doodmaak. En leuns kan ook 'n gemeenskap se lewe doodmaak. En dit moet ons ten alle koste vermy en daarteen stry. Die tweede punt is om dit nie net waarvan ons al wegvlug nie, waarvan ons bevry is nie. Met ander woorde, ons kan dus amper praat van 'n vrygemaakte pers. Met ander woorde, 'n vrye pers is vir my nie 'n wilskeuse wat ek self kan uitoefen, dit is vir my geskenk van God af. Met ander woorde, ek mag die waarheid praat omdat ek in Christus bevry is. En as mens nou geroep is as 'n joernalis of 'n redakteur of 'n onderwyser of wat, maak nou nie saak wat jou roeping is nie, dan het mens die heerlike plesier, maar ook die plig om die waarheid te bly praat, om die waarheid in die waarheid te lewe. Dit beteken 'n werklikheidsgetrouheid waarvan jy net nou gepraat het, maar dit beteken ook om eerlik en reguit om te gaan met die beloftes en die bevele van die Here, ook in die toekoms. Met ander woorde, ons gesprek in Orania, ons ontwikkelende gesprek in Orania, moet dus hierdie twee kante van die saak hanteer. Ons moet konsekwent leuen afwys, en ons moet konsekwent dit wat Christus vir ons gee en dit wat hy ons skenk, dat ons daarna ook as gemeenskap strewe. Kom ons praat so 'n bietjie nou, en dit is dalk nou 'n nie so 'n duidelike gesprek nie, omdat ons altyd probeer om op 'n baie goeie basis met die buitewêreld te praat. Kom ons praat 'n bietjie oor Orania se gesprek met die res van Suid-Afrika, of soos ek dit nou maar noem, die Suid-Afrikanisme of die Suid-Afrikaanse Afrikaner. Met ander woorde, iemand wat nou nie noodwendig, wat al van Orania gehoor het, maar nie noodwendig pro of anti ons noodwendig is nie. Mens kry baie anti, kry baie pro, maar kom ons praat nou maar ons gesprek met mense wat neutraal of anti-Orania is. Hoe moet ons dan binne 'n vrye pers dit aanpak? Wat ons wel nou doen is, ons probeer uit polemieke uitbly, wat 'n goeie ding is. Ons probeer goeie feite stel, maar hoe meen jy moet 'n gemeenskapskoerant bydra tot 'n gesprek met die res van Suid-Afrika, sodat Orania se boodskap, dit wat ons nou oor gepraat het, eintlik ons basis is, dat ons 'n gemeenskapsgedrewe idee het, dat ons daardie gesprek en die belangrikheid daarvan vir die res kan oorbring. Ek weet, ek was nou vir 3 jaar van die 3,5 wat ek in Orania is betrokke by kommunikasie met gemeenskappe na buite en dan ook gemeenskap na binne. En daardie gesprekke met gemeenskap na buite is baie sensasie gedrewe. Hulle vrae is gereeld sensasie gedrewe. Hulle het gereeld 'n stelling wat 'n valse stelling is, wat jy dan nou met 'n vooropgestelde antwoord, jy weet, dis daardie kopieer en plak antwoord wat jy kan hê, want dis die feite. Ons hoef nie af te wyk van die feit dat hierdie die feite is nie. Ons hoef nie enige stertjies by te voeg nie. Ons hoef nie enige versiersuiker by te sit nie. Dit is waarvoor ons staan. Dis so eenvoudig soos dit. En baie mense aanvaar nie dat daai eenvoudige antwoord die antwoord is nie. Dit kan mos nie net so eenvoudig wees nie. Ons het 'n bietjie spyse nodig by hierdie antwoord om dit regtig vir my emosie rondom dit as hierdie buitewoner waardevol te maak. En dan kom ons net met hierdie basiese antwoord. En dan wil hulle ons gooi met die wet, of hulle wil ons natuurlik dan nou gooi met die rasisme.
daardie sensasie mag nie deel vorm van 'n gemeenskapskoerant nie. So met ander woorde, as ek jou reg volg, dan sê jy in ons verduideliking, want 'n deel is verduideliking. Ja. Met ander woorde, daar's amper hulle wil nie staan nie in die antwoord belang nie, maar jy moet dit wel sê. Ja. Maar as daar wel kommunikasie is, as ek jou reg verstaan, dan sê jy ons moet 'n onderskeid maak wanneer praat ons met onsself en wanneer praat ons na buite toe, en ons moenie noodwendig dat die negatiewe kant van die buitekant so 'n impak op ons maak dat ons naderhand vrymoedigheid verloor om met mekaar te gesels. Nee, is dit wat hoor ek jou reg? 100% so, want dan verloor ons waarheid. Ons het 'n waarheid as 'n gemeenskap, en dis 'n waarheid wat ons geweldig trots op kan wees. As iemand vir my net 'n een lyn antwoord vra vir wat is persvryheid of waarvoor staan Korania, dan sê ek ons staan vir die waarheid. Ek weier die leuen, en jy weet, sensasie kan soms nuuswaardig wees, maar die manier wat jy dit gaan oordra moet die snypunt wegvat. Kom ons praat bietjie nou punt oor daai punt. As die skrif het hier twee kante wat die mensdom eintlik altyd teen mekaar afspeel. Die een is waarheid, wat ons nou oor gepraat het, en die ander een is liefde. As mens 'n keuse tussen die twee maak, dan is dit eintlik waar die skroewe begin loskom. As mens nou net op waarheid konsentreer, dan kan dit in sensasie inloop, dit kan in brutaliteit inloop, dit kan in seermaak inloop. Ek dink nou maar 'n eenvoudige voorbeeld, baie keer as mens moet beriggewing gee oor sensitiewe sake, wat mense se lewens direk raak, ons hoef nou nie in detail in te gaan nie, dan kan die waarheid regtig seermaak. As mens nou weer in 'n ongekwalifiseerde, amper 'n humanistiese tipe van liefde argument verval, dan kom daar 'n tipe van 'n sentimentaliteit. Dit is 'n vernissie wat oorgesmeer word. Dit raak amper te wollerig. Hoe sou jy hierdie in 'n gemeenskapskoerant, hierdie twee aspekte wat volgens vir my as Christen slegs in Christus te vind is, want hy is die waarheid en God is liefde. Paulus sê in een van sy briewe, julle moet die waarheid met liefde betrag. Met ander woorde, jy moet die waarheid bly praat, maar jy moet altyd die mense lief hê oor wie jy praat en met wie jy praat. Dis hoe ek dit dan sou verstaan in persvryheid. Is nie met daarmee saam, hoe sien jy dit? En dis waar die verantwoordelikheid inkom. Want om die feite te kry, vir iemand wat vir my 'n brief skryf of en dit is 'n verskriklike storie. Dit kom neer op die mishandeling van daardie persoon. Ek praat van die siel se mishandeling. Dan het ek die verantwoordelikheid om dit te lees, die feite te sien, die emosie min of meer uithaal, want uit so iets kan jy nie al die emosie haal nie, maar dan om so gefokus te bly op wat is die boodskap wat die Here wil hê ek met hierdie inligting moet oordra. Jo, en niks van dit is maklik nie. Want nou het ek met die feite te doen, ek sit met iemand wat baie emosie het voor my, en nou moet ek skei, en ek moet onderskei, en dis waar ek absoluut op my knieë gaan, en vir die Vader vra vir onderskeidingsvermoë, sodat die waarheid kan deurkom, en as dit nodig is, om dit in iets soos 'n gemeenskapskoerant te publiseer, want daar gaan ook die onderskeiding inkom. Is dit iets wat gepubliseer moet word, of is dit iets wat na ons leierskap toe moet gaan, en eerder deur daardie kanaal aangespreek moet word? Ek het 'n hele paar punte wat ek graag hieroor verder bietjie wil vra en bespreek. Om 'n redakteur te wees of 'n joernalis te wees, soos wat enige roeping maar is, het daar ook daar's ook 'n mag aan die woord. Daar staan nie vir nie die pen is magtiger as die swaard nie, maar jy het nou gesê, goed, jy bid vir wysheid vir die Here, maar wat keer jou om as jy nou wil wraak neem op iemand, verstaan, maar jy kry nou die inligting, of wat keer 'n koerant
om 'n heksejag op iemand, met ander woorde dat jy meer verder gaan as net inligting gee, maar eintlik al amper, jy het net nou gesê die leierskap, maar ek dink jy bedoel sê maar normaalweg werk dit in 'n republiek met die uitvoerende of die wetgewende gesag, dit is eintlik wat ons bedoel. Dat jy naderhand begin inligting hanteer op die vlak wat jy nie meer as joernalis behoort nie. Dink jy dan jy het gepraat van 'n filter? Wie kyk of jy die ding reg gefilter het? Die Engelse woord is nou 'n poortwagter of 'n gatekeeper, nee. Wie is jou poortwagter, nee? Of moet ons, is dit net 'n redaksionele beleid, is dit die gemeenskap self, moet daar 'n ombudsman wees, moet daar 'n media raad wees, hoe werk die sake? Ek hoor wat jy sê en ek is bly dat jy sê mens bid vir wysheid, maar om skeieregter en uitvoerder te wees, of skeieregter in eie saak te wees, dit is vir my problematies. Kom ons praat bietjie daaroor. Met ander woorde, wie gaan jou besluit na, as jy dit besluit het? Miskien is dit my ouderdom wat help. So net die tannies mag die wysheid van die tyd. Ja. Nee, dis hoekom ek sê die onderskeiding van daardie aspek is geweldig belangrik. En dit maak daai spanningsvolle oomblik voor jy die stuurknoppie druk. Maar wanneer enige storie by my aankom, dan weet ek dat ek moet luister met 'n gemeenskapsoor. Ek luister nie met 'n dia-oor nie. So die gemeenskap moet jou vertrou. Jy moet geloofwaardigheid hê dat die gemeenskap kan sê, ons vertrou hierdie instelling, of ons vertrou hierdie koerant, of hierdie redakteur, of hierdie joernalis, dat sy of hy op hierdie manier met dit omgaan. Ja. So dit beteken in my oë of dat daar wel 'n gepubliseerde beleid moet wees. Ja. As jy verstaan en 'n beleid moet aan 'n belydenis gekoppel wees. Verstaan met ander woorde, dis wat ons nou doen. Ons sê ons glo, jy moenie die leuen volg nie, en ons glo Christus is die waarheid. Ja. Met ander woorde, dat mens sê, dit is wat ek veronderstel is om te doen. Ek vra vir wysheid om my uitvoering van my taak, maar ek kan ook gekorrigeer word. O ja. As ek oortree. Ek dink dit sluit in die gemeenskap self, maar dit sluit ook die koerantwese of dan die pers in. Ja. So met ander woorde, ek is nie noodwendig altyd oortuig die ombudsman idee werk reg nie, of dat dit noodwendig altyd in 'n regspraak ding moet ingaan nie. Daar's baie lastereise en sulke goeders want deur die geskiedenis wat mens baie goed ken, maar dis nie die punt wat ek maak nie. Die punt is, wie help jou as joernalis om jou Christelike plig uit te oefen wanneer jy daai filter moet toepas? Omdat ek in 'n posisie is waar ek nie stories regtig kan met vriende en familie bespreek nie, want dis nie hoe dit werk nie, want dit is 'n vertroulikheid aan. Dis reg, dit vat daardie vertrouensverhouding weg. Het ek, wanneer ek begin skryf en ek het klaar geskryf, moet ek teruggaan om te sê, goed, het ek emosie hier ingesit of het ek by die feite gebly, het ek by die waarheid gebly? Want nou moet ek die leser in ag neem vir hoe hulle dit gaan opneem, hoe hulle dit gaan hulle die verwerking daarvan. Ek het liewe mense wat vir my baie gou spelfoute sal uitwys. Jy weet, iemand wat vir my stuur, kyk gou 'n bladsy hierdie, sommer op 'n WhatsApp, en ek waardeer dit geweldig. Maar daardie onderskeiding op hierdie stadium lê by my. Is daar 'n manier dat mens dit kan uitbrei? Want ek dink die Bybel leer ons ook, die liggaam van Christus is meer as een. Met ander woorde, daar's gawes wat, dit is nie net altyd een nie. Ja. As jy verstaan wat ek bedoel, die republikeinse idee rus dan juist dan ook op amper 'n meerderheid van gawes. Miskien is dit iets waaroor ons dalk verder kan praat, as ons dalk nou met Ansie Marits verder praat, kan ons 'n bietjie daaroor praat. Ek wil die program afsluit op 'n hopelik positiewe noot, en dit sluit aan direk by jou punt oor, nie net oor die geloofwaardigheid van die perswese nie, sodat die mens nie net gevangene is van propaganda nie, maar dat daar werklik gemeenskapsgesprek kan wees, ook wanneer mens met mekaar verskil, maar binne 'n vertrouensverhouding wat mens ooreengekom het, en dat daar basiese reëls is wat weergegee is,
vir die gemeenskap self, hoe die gemeenskap self moet praat, maar ook dan in die perswese. En dis die punt wat ek nog gesê het, ek dink ons moet nog 'n bietjie verder, kan ons daaroor ook dink oor hoe kan Christene joernaliste bystaan? Ja. Ek het byvoorbeeld net nou agtergekom, ek het in my lewe nog nooit vir 'n joernalis gebid nie. En dit is miskien 'n ding om te begin dink oor, om te sê, ja, jy weet, laat mens net besef, maar daar's mense wat daaroor ook 'n behoefte het, want jy moet daai keuse maak. Want dis baie eensaam. Ja. Dit raak baie gou eensaam Ja. in daai proses. Maar goed, hoe hanteer ons die opbou van vertroue? Met ons het net nou gepraat, ek het Lida Strydom aangehaal gesê, ons moet besef, die mense het geweldig seer gekry in Suid-Afrika met klomp dinge wat daar gebeur het. Daar's 'n geweldige groot vertroue breuk gewees op klomp terreine. Die mense voel verraai. Hulle voel eintlik een kant toe geskop. Daar's baie sielswonde. Op Orania wil ons dit regstel. Ons wil mekaar begin vertrou. Ons wil met mekaar die ideaal deel. Ons wil mekaar saamvat op die pad. Ons is nog steeds sondaars, ons verskil oor sekere goeders, maar as ons nie met mekaar kan praat nie, hoe gaan ons vordering maak? So kom ons praat 'n bietjie daaroor. Wat is die koerant se bydrae om vertroue nie nou maar net weer die normale sirkeltjie te gaan van of ek vertrou jou heeltemal blindelings of wel ek wantrou eintlik elke woord wat jy skryf nie. Verstaan? So laat ons bietjie daaroor nadink en sê, hoe herstel ons of hoe bou ons op Orania vertroue in mekaar verder? In ons eie gesprek, maar ook in ons gesprek met die res van die Suid-Afrikaanse Afrikaners. Deur te luister. Ek dink in Orania luister ons te min na mekaar. Ek dink nie dis uniek aan ons nie, maar dat ons mense voel, hulle praat baie, maar word nie werklik gehoor nie. En daardie aspek is so duidelik, daar kan 'n openbare gesprek wees wat ons direksie aanbied. En dan sodra die vergadering ontbind en mense wegstap, is daar 'n groepering wat oorbly en nog goed sê en nog goed vra. Daar's altyd nog iets bykomend wat nie gesê word dan in daardie formele opset nie. So om informele geleentheid te skep, sodat dit wat gevra word, dit wat gesê word, dit wat genoem word, oorgeplaas kan word na 'n middel wat verder gebruik kan word tot voordeel van die uitbou van ons gemeenskap, moet nog ontstaan. Goed, dit is baie duidelik dat vertroue is 'n bousteen. Uiteindelik wil ons 'n republiek stig. Ons hoop dat ons dan ook daarin volkome vryheid op 'n burgerlike vlak sal hê. Een van die belangrike dinge is dat ons wantroue moet teewerk. Wantroue setel maar eintlik in leuns wat aan mekaar gekoppel is. En dit het ons gesien is die werk van die duiwel. Vertroue is iets wat die Here ook vir ons gee in die werk van Christus, en ons hoop dat ons ook dan dit wat in die Bybel staan, dat die waarheid jou werklik vry sal maak, ook sal kan beleef. Dit is 'n werk onder konstruksie, as ek dit so kan saamvat. Baie dankie dat jy kom praat het, openhartig gepraat het. Ons gesprek is nog glad nie klaar nie. Ek sien uit na die tweede been, wanneer ons bietjie meer oor die propaganda aspek gaan praat, maar dan kan ons dalk weer terugkom op van hierdie temas wat ons hier vanaand oor gepraat het. Jy het geluister na Vryspraak en ons het gesels oor persvryheid of vryheid van die pers, en ons gespreksgenoot was Dia van Staden van Orania en ek is Wikus Buys van Begrond, en ons dank u dat u saam geluister het. Ons sien u volgende week dan weer. Totsiens. Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.